Wat 'n heerlike voorreg om vandag weer saam met jou te kan stil word in die teenwoordigheid van ons hemelse Papa Vader met jou lewendige dagstukkie nommer 252. Hebreërs 11 vers 13. Soos mense wat in die toekoms kon inkyk, het hulle gesien wat God alles nog sou doen en hulle was baie bly daaroor. Hulle het besef dat hierdie wêreld eintlik nie hulle regte blyplek is nie. Die boodskap. Die wêreld is ons woning nie. Ons is net reisigers op pad na ons Vaderhuis. Op pad na iewers elders. Ek vra dikwels vir mense, waar is die einde van jou lewe? Meeste antwoord dadelik, die dag as ek sterf. Ons is geneig om die lewe te sien as iets wat begin by geboorte en eindig by die dood. Wat voor geboorte was en wat na die dood wag, voel vir ons soos 'n mistige, vaal onsekerheid. Dis soos iemand wat nabysiende is, kortsigtig. Ons breine fokus vas teen die sinusglo dinge en daarom bou ons lewens rondom dinge wat gerieflik, lekker en opwindend is. Hoe meer ons naby fokus, hoe meer verloor ons diepte perspektief, versiende perspektief. Dis hoekom ons baie keer goed regverdig met wat jy saai, sal jy maai. Maar as ons eerlik is, sal ons erken dat die saad wat ons plant dikwels bedoel is om 'n vinnige oes in hierdie lewe te kry, of dit nou sukses, rykdom of gemak is. Min mense leef met Jesus se woorde in gedagte. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes dit nie kan verniel nie. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, waar jou hart is, daar sal jou huis wees. As ek rondom my kyk, besef ek hoe dikwels ons van huis verwissel. Vandag leef ons vir dit, môre vir dat, soms vir geld, soms vir erkenning, soms net vir oorlewing. Maar ons fokus is gewoonlik op hierdie tydelike lewe. En dan, soos met COVID, kom daar iets soos 'n verkeersbeampte wat voor ons inspring en ons op 'n harde manier herinner daaraan dat ons sterflik is. Dis dan wat ons skielik besef, ek gaan nie vir altyd lewe nie. Ek kan dalk vandag doodgaan. En die vraag is dan, wat dan? Hebreërs 11 vertel van geloofshelde, gewone mense, maar mense met 'n buitengewone diepte perspektief. Mense wat besef het dat hierdie lewe net 'n deel is van iets baie en veel groter. Hulle het begin verstaan dat hierdie lewe die voorbereiding is vir die groter werklikheid waarbinne ons lewe, die ewige lewe. Hulle het besef, ons is net pelgrims, mense op pad deur, nie settlers, mense wat vir altyd hier gaan bly nie. Soos Paulus sê, hierdie wêreld is maar net ons tentwoning, waarbinne ons bly op ons pad na ons ewige bestemming, ons Vaderhuis. God het hulle fokus weggebuig van die hier en die nou en hulle sy groter prentjie gewys. Hy het hulle gehelp om los te kom van hulle nabysiende denke wat net op hierdie wêreld fokus. Deur sy gees het hy hulle dieper, versiende visie herstel, sodat hulle die groter prentjie kon raak sien. Dis hoekom hulle geloofshelde genoem word. Hulle was nie spesiaal perfek nie, net mense wat God met geloofsvertroue gevolg het. Dieper, wyer en verder gekyk het na iets baie groter, 'n Vaderhuis wat wag. Huis is nie net 'n plek nie. Dit is om tuis te kom in die onvoorwaardelike liefde van die een wat vir ons gaan plek voorberei het. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om weier te dink oor die lewe?
Wat kan ons begin doen om 'n breëre visie op die lewe te ontwikkel? Hoe gaan jy vandag begin om dieper te begin kyk en dieper te lewe? Here, help my om nie net vir vandag te leef nie, maar om U groter prentjie te begin sien. Help my om ook te begin om vir my skatte in die hemel bymekaar te maak. Amen. Mag jy ervaar hoe jou Papa Vader jou deur sy Gees vandag net fokus en voortlei op sy waarheidspad wat Jesus vir ons voorberei het. Sakke vol seën vir jou. Liefde groete, Charles. Om elke dag 'n dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook baie welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek vir nog inspirasie. Hê 'n mooi dag. Shalom.